Goeiedag en mag die Here jou seën met hierdie gedagtes en die beloftes uit God se woord. Gedagte 4. Hoekom sê ek sal nie eendag veroordeel word nie? Ek sê dit as 'n wedergebore kind van God, wie God gewederbaar het. Ek sê dit omdat God se woord so sê en ek verstaan dit nie verkeerd nie. Ek hoor in Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en van dood. Dit is wat daar geskrywe staan. Dis nie ek wat dit sê nie, dit is die Bybel wat dit sê, die woord van God sê so. Nou wat sê hierdie gedeelte? Dit sê, geen veroordeling vir die in Christus Jesus nie. En Paulus se hele beredenering van hoofstuk 5 vers 1 af tot en met hoofstuk 7 vers 25 trek in hierdie 2 verse saam. Daar is dan nou geen veroordeling, geen vir die wat in Christus Jesus is nie. En die volle konsekwensie van hierdie woorde is dat jy nooit weer hoef wakker te lê en met 'n skuldige gewete hoef rond te rol oor die een of ander iets wat jy verkeerd gedoen of gesê het nie. As jy in Christus Jesus is, as jy jou skuld op hom afgelaai het, dan weet jy nou met algehele sekerheid, God het jou vrygespreek en daar is geen veroordeling vir jou nie. Waarom is dit so moeilik vir so baie wedergebore kinders van God om dit te glo? En verder hoor ons die smeekstem van Paulus daar in 1 Korintiërs 5 vers 20 tot 21. Dit is die Here God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle. Hoor jy wat sê hy? Hy sê ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy, God, bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom, Jesus, in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met die Here Jesus Christus, deur God vrygespreek kan wees. Luister nou mooi en hoor bietjie wat sê 2 Timoteus 2:11. Hierdie is 'n betroubare woord. As ons saam met Jesus gesterf het, sal ons ook saam met Jesus lewe. Glo dit vandag asseblief. Seën en vrede vir jou, geliefde kind van God. Amen.